Baie welkom. Jesaja staan voor die tempel en hy wil ingaan, maar hy besef en hy sê vir die Here, ek is onrein. En ek woon onder 'n volk wat onrein is. En dan stuur die Here 'n seraf om by die kolevuur 'n kool te vat en Jesaja se mond te gaan aanraak. En dan kan hy in die tempel ingaan. Mag jy ook vanoggend welkom wees in God se huis, omdat in Christus Jesus jy vrygemaak is. Mag die vryspraak wat jy in Christus ervaar, jou welkom laat voel in die huis van die Here. Natuurlik is ons sondaars, maar in Christus is ons vrygespreek. En daarom kan ons hom ons Vader noem. En daarom kan jy vanoggend welkom voel in die huis van die Here. Wotem is die deel van die erediens waar ons vir die Here sê, hier is ons. Met my stukkie lof en met my bietjie bid, met my sinne van stof, wil ek voor U kom sit. Met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, met my honger en my brood, so sal ek kom as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat weer kom, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Wanneer ek na die wet van die Here luister, dan het ek 'n behoefte om vir die Here te sê, ek onderhou nie die wet nie. Ek onderhou nie die wet nie. Want as ek een van die wette oortree, staan ek skuldig voor die hele wet. So ek glo ook dat ek nog steeds 'n sondaar is. Alhoewel ek verlos is, bly die sonde deel van my lewe. En ek wil dit vir die Here sê. En daarom, Here, dis ek wat dit vandag aan die voete waag. Die een wie se lewe so vol krapmerke is. Die pad waarop ek moet loop, is vandag gans te styl vir my. Maar U kan ook my swaar laste dra. Geen probleem is ooit vir U te groot of te swaar nie. Tel asseblief vandag my bondeltjie probleme op die skouers. Ek knak alweer onder die gewig van my seer en my swaar. Net die skouers is breed genoeg vir die hele wêreld se sorge en vir myne ook. En daarom waag ek dit om voor U met my laste te kom. Jesus, vandag gee ek my probleme aan U weg in ruil vir die hemelse vrede. Ek het U genade brood nodig. Omring my vandag met die hemelse guns en goedheid. Laat die sonstrale van genesing oor my hele lewe skyn, in Christus se naam. Amen. In Christus word ek nuut. En dis dan wanneer die mooi in my uitkom. Op my eie kan ek dit nie doen nie. En vanoggend gaan ons spreek oor genade is genoeg. Ons gaan daarom lees 'n gedeelte in die Bybel in Lukas 15, die baie bekende verhaal van die verlore seun. En ons begin by vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie die jongste seun alles tot geld gemaak en van sy ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. En nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. En daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet.
maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ons skriflesing eindig eers net daar. In Middelburg het ons verskriklik baie engele. Ons het 35 kerke in Middelburg nodig om almal te akkommodeer. Ek weet nie hoeveel engele julle hier het. Ek praat nou van mense wat nooit foute maak nie. Ek praat van mense wat se Bybel altyd oop is en met wie God altyd praat. Ek praat met mense wat oor ander kan praat asof hulle God is. Ons het verskriklik baie engele daar by ons. As jy so iemand is, gaan die preek vanoggend vir jou niks beteken nie. Maar as jy in 1 uur val en opstaan, as jy in 1 uur swart en wit beleef, dan is die preek dalk vir jou bedoel. Ander ouens, die Here praat direk met hulle, maar nie met jou nie. Ander ouens beleef altyd wonderwerke, maar jy nie. En jy wonder baie keer, wat doen ek verkeerd? En dan het die engele gewoonlik vir jou antwoord, jy glo nie reg nie, jy glo nie genoeg nie. Jy moet nog dit doen en jy moet nog dit doen. As dit is wat ou Boet vir jou sê, dan kan jy vanoggend dalk baat vind by die preek. Maar as jy nooit 'n fout maak nie, dan sal ek jou toestemming gee om te loop. Jy kan regtig loop. Niemand nie. Is jy skaam of voel jy soos ek? Soos Jesaja, ek is onwaardig. Ek doen nie genoeg nie. Die verlore seun loop met die paadjie teen die heuwel op pad huis toe. En die varkreë kleef van hom. En soos hy by mense verbystap, kyk hulle hom agterna en gee hulle pad, want hy stink, hy kom uit die varkhok uit. Hulle vermy hom eerder, maar hy kom dit nie agter nie, want terwyl hy loop, is hy besig om te prewel. Is hy besig om te dink wat hy vir sy pa gaan sê. Terwyl hy loop, rol hy 'n paar gedagtes in sy gedagtewêreld rond, speel hy met 'n paar verskonings op sy tong. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Kom hy uiteindelik op af. En hy herhaal hierdie gedagte oor en oor, en hy wonder of hy nie minder of hy nie meer moet sê nie. Hy wonder of dit genoeg gaan wees. Hy het sy erfgeld en sy trustfonds het hy leeggemaak. Hy het dit uitgemors. Daar's niks meer oor nie. Hy het die familie se naam deur die modder of deur die vark misgesleep. Hy het niks om op trots te wees nie. Sy pa het ook nie rede om op hom trots te wees nie. En daarom skuif hy teen die heuwel uit in die hoop dat hy dalk 'n antwoord sal kry. Afgelope jaar het hy meer dikwels wakker geword soos 'n rockster na 'n rowwe aand met 'n droë mond en 'n vreemde vrou in sy arms. Bybel sê hy het losbandig geleef. Miskien 'n nuwe tattoo op sy arm, hy weet nie waar dit vandaan kom nie. Dis hoe hy wakker geword het, met 'n hoofpyn. Hoe kan sy pa dit vergewe? Hoe kan sy pa hom na alles dit vergewe? Hy het alles uitgemors, daar's niks oor nie. Miskien moet hy aanbied om sy pa die kredietkaart terug te betaal, stukkie vir stukkie wat sy pa vir hom gegee het. En hy konsentreer so op die boetedoening, op dit wat hy kan doen en wil doen en nie kan doen nie, dat hy nie sien dat sy pa aangehardloop kom nie.
En sy pa kom aangehardloop. En hy omhels hom soos 'n oorlogsheld wat van die oorlogsfront af terugkom. En sy pa so bly dat hy daar is, dat hy vir sy bediende sê, bring vir my 'n ring vir my kind, bring vir hom skoene vir sy voete, bring vir hom 'n nuwe kleed. Sy pa sê, my kind kan nie soos 'n varkhofwerker lyk nie. Steek aan die vuur, bring die kos, ons moet dit vier. Elke oggend het hy gaan kyk teen dagbreek of hy nie dalk sy kind sien aankom nie. En sy droom het waar geword. Sy kind is by die huis. Hy's opgewonde daaroor. Maar sy broer nie. In die gang staan sy broer Dikbek. Suur. Hy is soos 'n boelterrier. Ongeskik. Hy hou nie van wat hy hoor nie. Dik mond. Niemand het nog vir my 'n partytjie gegee nie. Niemand het nog vir my 'n partytjie gegee nie. Hou hy aan. Maar sy pa probeer verduidelik. Maar die jaloerse seun wil nie luister nie. Hy wil nie luister nie. Hy's kwaad, hy's ongelukkig. Hy draai om en hy hol sy skouers op. En terwyl hy wegloop, hoor sy pa iets van goedkoop genade. Goedkoop genade. Maar jy ken mos die verhaal, jy weet dis hoe hy eindig. Jy het mos al die verhaal gelees, daai gedeelte wat ons nie gelees het nie, het jy mos gelees, so jy weet hoe dit klaar maak. Jy ken die gelykenis van die genadige vader en die vyandige broer. Jy daai gedeelte al gelees. Jy sien, hierdie verhaal het 'n tweede hoofstuk. Jy mag gelees. Ek sê nie die goedheid met duim uit nie. Hy het 'n tweede hoofstuk. Spanning loop hoog tussen die broers. Jonger broer begin weer die pa se skape oppas. En die ouer broer besluit om die feit dat sy broer genade ontvang het vir alles wat hy gedoen het. Hy besluit om dit vir hom so onaangenaam as moontlik te maak. Kyk, sy pa kan sy boetie vergewe, maar hy gaan hom nie vergewe nie. Hy sal hom onthou daarvan. Vandag sê hy vir sy boetie, is 'n mooi kleed, hy moet. Jy beter dit skoon hou. Moet nie daarop morsie, want pa gaan baie ongelukkig wees. As jy hierdie kleed bemors. Maar sy boetie steur hom nie daaraan nie. Sy boetie steur hom nie daaraan, hy ignoreer hom. Maar volgende keer toe hy sy pa sien, toe kyk hy net so vinnig of het dan nie dalk 'n vuil merk op sy klere is nie. 'n Paar dae later waarsku sy ouer broer om weer. Dis 'n baie mooi ring wat pa jou gegee het, maar hy het hom aan die verkeerde vinger. Pa verwag die ring aan die duim. Pa het nooit vir my so gesê nie. Ja, maar jy is veronderstel met 'n weer. Pa dra sy ring aan sy duim. Jy moet op jou ring aan jou duim dra. En nog so 'n paar dae later loop hy by sy ouboet verby. En sy ouboet stop my sê, hoor jy, jou veters van jou sandale is los. Pa hou nie daarvan nie. Wat gee pa om? Pa hou van vas veters. So, as jou veters los is, gaan pa sal nie die skoene vat. Jy het dit vir my as geskenk gegee. Of sal hy? Wonder die jonger broer. Sal hy dan? Jy sien, en op 'n dag, terwyl hy sy skoenveters vasmaak en afbuk, hoor hy pa agter hom praat. Hallo my seun, en toe hy opkyk, toe sien hy my, hy is 'n verskriklike kol op sy kleed, en hy sien maar die ring is nog aan die verkeerde vinger, en hy vlieg op en hy hardloop weg, van sy pa af. En die geskenke wat sy pa hom gegee het, in plaas daarvan dat hom nader bring aan sy pa, stoor dit hom verder weg van sy pa. Godsdiens is baie eenvoudig. Ek en jy maak dit ingewikkeld.
Godsdiens is baie eenvoudig. Ons maak dit verskriklik ingewikkeld. En ek praat nou met my kerk, die NG Kerk. Ons maak dit vir mense baie moeilik in die kerk. Godsdiens is so eenvoudig. Oorweldig deur sy vrees ignoreer hy sy pa. En word die afstand tussen hulle net groter. Hy is terug by die skape en op 'n dag sê hy, ek wens ek het nie teruggekom nie. Wens ek het gebly waar ek was, want daar het niemand my verpes oor dit wat ek dra of nie dra nie. Daar het niemand my verpes nie. Dit het nou wonder jy seker waar ek aan hierdie deel van hierdie verhaal kom nie. In die Nuwe Testament. Eerste gedeelte skryf Paulus aan die lesers van die Galasiërsbrief. Die ouer broers het vir hulle die lewe so onaangenaam gemaak, soos 'n gastroskopie, oor die reëls wat hulle bygevoeg het. Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Preekbederwers het in die gemeente van Galasië begin praat oor die ring aan die regte vinger, en die vuil kol op die kleur, en die skoene wat los is. En in plaas van genade het hulle verval in wetsonderhouding. Ons hoor dit ook mos in ons dae. Jy moet in 'n taal praat, of jy moet jou laat doop, of jy moet. Daar's altyd iets wat moet bykom. En die lewe raak vir my baie keer soos vir die jongste seun. Godsdiens raak vir my 'n las. Ek worstel persoonlik die afgelope tyd hiermee. Want oral hoor ek, genade is nie genoeg nie. Jy moet iets doen, jy moet iets byvoeg, jy moet iewers begin. Jy sien, vreugdebederwers het ook in die kerk in Rome die gemeente op hol gehad. Daarom skryf Paulus vir hulle. Maar die mense wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur geloof. In Filippi moes hulle ook hierdie onsin aanhoor. Daar was broers wat gesê het aan watter ring, aan watter vinger die ring moes kom, maar nie letterlik nie, hulle het op 'n ander manier gedoen. Hulle het gesê hulle moet besny wees. En daarom lees ons in Filippense, pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur Jesus dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Jy moet jou laat doop, jy moet deur die Heilige Gees vervul word, jy moet 'n second blessing beleef. Die Heilige Gees was van my bekering, van my roeping was hy betrokke in my hele lewe. Sonder die Heilige Gees sou ek nooit God ontmoet het nie. Ek sou nooit tot bekering gekom het nie. Ek sou nooit in my geloof gegroei het nie. Hoekom moet ek nou weer met hom gedoop word? Hy was nog altyd deel van my lewe. Selfs die kerk in Jerusalem, die spoggemeente,
het hierdie ernstige monotone stem gehoor van die gebehalte beheerraad. Vir die nie-Joodse ongelowige of vir die nie-Joodse gelowiges het hulle gesê, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Ongelooflik. Wat gebeur? Ons onthou mense daarvan om hulle geloof in vreugde uit te leef. Ons onthou mense daarvan om in vreugde hulle sonde voor God te bely en die vergifnis en die genade te aanvaar. Ons pak hulle sakke vol swaar klippe. Dit word vir hulle onaangenaam. Reëls, ons is terug daarby. Die Vader kan jou by die hek inbring, maar jy moet self loop na die tafel toe. Jy kan deur God die deposito ontvang, maar elke paaiement moet jy afbetaal vir jou verlossing. Die hemel gee jou 'n boot, maar jy moet hom roei, boetie. Jy moet hom roei. Jy sien, dis nie wat genade doen nie. Dis nie wat genade doen nie. Genade sê nie, jy kan by die bron van water kom, maar jy mag nie daarvan drink nie. Jy mag net jou lippe maak, maar jy mag dit nie insluk nie. Dis mos wat hierdie ouens doen, as hulle hierdie klippe in my sakke pak, en my so vol maak, ek is nie later meer lus om te loop nie. Ek is nie lus om kerk toe te gaan nie. Ek is nie lus om met iemand anders in 'n geloofsgesprek betrokke te raak nie, want hoor almal hoe sleg ek is, hoe verkeerd ek is, hoe min ek doen, hoe meer ek moet doen. Sê nou, ou sit 'n bordjie daarby, maak net vol jou mond en spoeg dit uit. Mag jy daarvan drink nie. Dis nie genade nie. Dis nie genade nie. Dis belaglik. Wat help water as ek nie kan drink nie? Wat help water as ek my dors tog nie kan nes nie? Wat help genade as dit nie genoeg is nie? Oorgaans. Dit moet nie so ernstig word nie. Wat help genade as ek nog iets moet bydoen? Dan help Christus se werk ons niks. Dan sy kruis en sy sterwe aan die kruis mos nutteloos. Dis nie die deposit. Ek moet sorg dat ek elke paaiement betaal. Hoeveel betaal jy? Wat betaal jy as jy 'n potlood gesteel het? Hoeveel kos dit? R50 in die kerkbordjie? Jy sien, dit is belaglik. Kom ek vra jou volgende, wat beskryf jou die heel beste? 'n lelie wat in water staan, 'n lelie wat dag en nag uit die genade van God leef, 'n lelie wat sy lewe in oorvloed is, omdat genade vir jou genoeg is, of 'n rolbos. Jou geestelike lewe is so droog, want jy kan niks goed doen nie, jy kan niks reg doen nie, jy is altyd verkeerd, jy is altyd op soek na meer, want mense sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Genade beskryf iemand as die Amazone rivier wat in volle vloed is, om een magrietjie nat te gooi. God se genade. Ek het 'n preek oor God se genade, wat nie goedkoop is nie, die verhaal van Jeffrey Dahmer. Hy het 17 jong mans opgeëet in Amerika, voor hom gevang het. Omgevang het, was daar kop en liggaamsdele van ouens in sy vrieskas. Uiteindelik is hy lewenslang tronk toegestuur. En 'n week voor hom in die tronk vermoor het, toe kom hy tot bekering. Kan jy dit glo? God se genade vir 'n mensvreter. Nou eens. Jy sien, dis wat ons doen. Ons sit ons langs Hitler en Malema en ons sit ons langs, dan sê ons vir God, kyk hierdie ouens. Ek is aan te oulik, nee.
En dan vat Jesus hulle, God wil almal weg en sit hy my langs Jesus. En sê hy, my genade is veel genoeg. Leef jy vanuit God se genade? Net gou een terugkom. Daar. Efesiërs 2 vers 4 tot 9. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ons ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. Wat sê hierdie gedeelte vir my? God maak my 'n koningskind. Wat sing jy Anita, daai pragtige lied, né? My Vader is die koning van die groot heelal. Ek word 'n koningskind in Christus. Ek word 'n erfgenaam. Hy sê, ek noem julle my broers. In Christus ontvang ek genoeg genade sodat God my as hy koninkrykskind aanneem. Hy sê nie word eers oulik nie. Hy sê nie word eers goed nie. Hy sê in Romeine 5 vers 8 het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Hy wag nie dat Anton eers oulik word nie. Hy sê nou kan jy my kind word nie. Hy sien Anton met al sy foute, al sy sonde, al sy opstand, al sy ongehoorsaamheid. En hy kies my. Jy is my kind, omdat jy Jesus Christus lief gekry het. Dis genade. Ek vat dit op losheid. En dis genoeg. Hy maak ons lewend. Hy gee vir ons 'n plek in die hemel. Saam met Christus wek hy ons uit die doodheid op. Ons word boodskappers van sy genade. Ons laat ander sien hoe geweldig groot sy genade is deur goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Dis genade. Genade definieer my. Genade, nie hoeveel ek praat en wat ek taal en hoeveel ek bid en hoeveel ek profeteer en wat ek profeteer en hoeveel gesigte en hoeveel drome ek sien nie. Dit definieer my nie. As Christus na my kyk, kyk hy na my deur Christus. As God na my kyk en dan sien hy iemand wat vrygekoop is in die bloed van Christus. Dis genoeg. Dis genoeg vir hom. Ek word geestelik lewend gemaak. Wat doen die wêreld? Die wêreld etiketeer ons. Jy's onnosel man. Jy's onnosel. Jy's onproduktief. Jy's stadig. Jy's 'n groot bek. Jy's 'n henshopper. Jy gee te maklik op. God definieer my nie so nie. Hy definieer my dit wat hy in Christus sien. En dit is wat ook met Mephiboset gebeur het. 2 Samuel 9. Wie van julle ken Mephiboset? Kan ons die toeskou skryf? Wie was Mephiboset? Saul en Jonathan word verslaan deur die vyand. Saul kom aan bevind. En op 'n dag besluit hy wil ter nagedagtenis aan sy vriend Jonathan iemand uit sy geslag vereer. En hy vra vir Siba, kan jy aan enige iemand dink uit Saul of uit Jonathan se nageslag wat nog lewe? En hoor wat sê Siba. Ja, daar's nog 'n krepeel seun van Mephiboset. Hy sê nie sy naam nie, hy sê net ja,
Hy etiketeer hom. Daar's nog 'n kreupel seun van Mephiboset. Hoe of julle kan onthou hy daar gekom het. Hy word geetiketeer deur sy pyn, deur sy gebrek. Sy naam beteken niks. Saul en Jonathan is verslaan. Vyand neem oor. En wanneer die vyand in die paleis kom, dan vat een van die bediendes vir klein Mephiboset en sy hart loop uit met hom, as hy struikel in die deur en hy val. En hy breek albei sy enkels. En hy kan nie meer loop daarna nie, sukkel om te loop. En dit etiketeer hom die res van sy lewe. Nog 'n kreupel seun. Waar gaan bly hy? Lodabar. Weet julle waar is Lodabar? Dis daai plek waar die rolbosse meer is as die karre. Daar's niks, daar's niemand nie. Dis 'n gehuggie. Iewers word hy weggesteek. Hy's laat val soos 'n pampoen uit 'n sak uit. Stikkend geval. Vir die res van sy lewe gaan hy hierdie etiket dra. Die kreupel seun van Mephiboset. In Lodabar bly hy. Jy weet ook dalk hoe dit voel. Miskien het jy op 'n stadium met drank gesukkel. Jan, oor daai dronkaart. Jan, nee, ek weet nie dit. Oor daai geskeide vrou. Daai ou wat hy moan altyd oor alles. Daai ou wat nooit gelukkig is met niemand nie. Nie naam nie, daai vrou, die word so geetiketeer. Dis nie die wêreld jou etiketeer. Deur genade herdefinieer God jou, koningskind, erfgenaam van God. Welkom aan die tafel, want dis die wonderwerk wat in Mephiboset se lewe gebeur. Mephiboset, hy verwag, toe die wagter daar aanklop, dat hy net weer na 'n ander plek geneem gaan word. Wat doen die wagter? Hulle gaan laai hom by die koning se voorkamer af. Hy op pad bid hy dat hy tog net 'n tronkmaat kan kry wat nie sal snork nie. Nee, wat 'n wonderwerk. Hy gaan na die koning se paleis toe. Hy word uitgenooi om die tafel van die koning te sit. Mephiboset het van toe af by die koning aan huis geëet. Charles Swindoll het baie pragtige goed geskryf. Maar gaan lees wat skryf hy oor hierdie gedeelte in die Bybel. En hy skryf dit pragtig en ek gaan dit vir julle lees. Skitterende paragraaf. Hy skryf, goue en brons toebehore glinster aan die mure. Die houtplafonne oorkoepel elke ruim vertrek. Dawid en sy kinders sit aan die vir aandete. Absalom, bruin gebrand, aantreklik is daar. Ook Dawid se pragtige dogter Tamar. Die ete is aangekondig en die koning kyk rond om te sien of almal daar is. Maar een kom nog kort. Skrom, klaar. Skrom, skraal. Die klank kom uit die gang uit, weergalm in die vertrek. Klomp, skraal. Uiteindelik verskyn die persoon in die deur en skuifel stadig na sy plek toe. Dis die kreupel Mephiboset. Die tafeldoek bedek sy voete. En nou kan die feesmaal begin. Hy skryf, van Lodabar na paleis, van onbekendheid tot aan die koningshuis, van geen toekoms tot aan die koning se tafel. Wat 'n verandering. Jy sien, genade word nie net in die Nuwe Testament beskryf nie. Mephiboset se verhaal in die Ou Testament is een van genade. Hy het niks verdien nie. Dawid gee dit vir hom, omdat hy goed in sy hart is. Mephiboset het niks gedoen om dit te verdien nie. Dawid het aan hom genade bewys. Pragtige herinnering aan ons ook. In Christus Jesus het hy ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. In Christus Jesus. Dis die wonderwerk. En dis genade in Christus Jesus. Ek het niks verdien nie. Niks gehad om te gee en ruil nie.
Niks, absoluut niks. Hy doen dit sodat ek niks het om op te roem nie. As 'n geskenk gee hy dit vir my. Ek wonder as iemand van Mephiboset gesê het, oor 3000 jaar van nou af, ek weet dit beteken vir jou niks, maar gaan iemand dit lees wat oor jou geskryf is. En hulle gaan genade. Ek wonder of mense die Mephiboset iets sou ervaar het van, wow. Ek hoop jy ervaar iets van, wow. 3000 jaar later, plus minus. Genade het nie net in die Nuwe Testament begin nie. God is 'n genadige God, dis wie hy is. Dis 'n genadige God. So, mense het geen gesag oor jou nie. Niks. Alleen God het. Hy het ons gemaak wat ons nou is in Christus Jesus, het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dis 'n geskenk van God. Neem hierdie werk aan toe. Neem hierdie werk aan. Neem dit aan wat God vir jou gedoen het. Vergeet om iets terug te doen vir hom, om 'n plek iewers te kry. Drink uit hierdie fontein. Gaan lê in hierdie fontein van genade en baai jou daarin. Elke dag herinner jou as jy opstaan, ek is wat ek is deur God wat my liefhet. Ek is nie volmaak nie, maar God weet, hy het my vrygespreek in Christus, in genade. So volgende keer as die groot broers voor jou kom staan en jy herinner aan die ring aan die verkeerde vinger, die kol op jou kleed en die veters wat los is, onthou om dit vir hulle te sê, deur genade van God is dit wat ek is. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook is wat ons is, omdat U ons vrygemaak het. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die pad elke dag gelyk voor jou uitstrek. En mag die wind saggies teen jou rug waai. Mag die son se strale jou wange koesterend streel. En mag die genade van God vir jou genoeg wees. Mag jy die reën en oorvloed op jou velde val. En mag God jou in die holte van sy hand hou vandag, môre en elke dag. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees en bly. Amen.